Jeremia hoofstuk 2. Klag teen die volk. Die Here het vir my nog 'n boodskap gegee. Hy het gesê, gaan na Jerusalem toe en skreeu dit uit sodat almal kan hoor, so sê die Here. Ek onthou nog die toewyding van jou jeug, toe julle soos 'n jong bruid was wat my liefgehad het. Julle was toebereid om my deur die dorre woestyn te volg, deur 'n dorre woestyn. In daardie tyd het Israel net aan my behoort. Hy was vir my die belangrikste van my kinders. Almal wat my volk te nagekom het, was skuldig. Rampe het oor hulle gekom, sê die Here. Luister na die boodskap van die Here, huis van Jakob. Luister, al die families van Israel. Die Here vra, wat het ek verkeerd gedoen, dat julle voorouers so ver weggedwaal het van my af? Hulle het afgode gedien wat niks werd is. Deur dit te doen, het hulle self waardeloos geword. Hulle het nie eers gedink om te vra nie, waar is die Here wat ons veilig uit Egipte gebring het en ons deur die woestyn gelei het? Die land was droog en vol slote, dor met donker skaduwees. Niemand trek daardeur nie. Geen mense woon daar nie. Ek het julle gebring na 'n vrugbare land, sodat julle die vrugte en die goeie dinge van die land moes geniet. Maar toe julle in my land kom, het julle dit besoedel. Julle het wat ek vir julle laat erf het, veragtelik gemaak. Die priesters vra nie, waar is die Here nie. Die regsgeleerdes het nie eers 2 keer aan my gedink nie. Die leiers van die land was in opstand teen my, en die profete het namens Baal geprofeteer. So mors hulle tyd op niks. Om die rede, sê die Here, maak ek 'n saak teen julle. Ek sal ook julle kinders en hulle kinders in die toekoms aankla. Ga wes tot by Siprus en oos tot by Kedar. Kyk mooi wat daar aangaan. Het so iets al ooit gebeur? Het 'n volk ooit hulle gode vir ander gode verruil, al is hulle nie regte gode nie? Tog het my mense my verruil vir gode wat niks werd is nie. Wees geskok, o hemele, krimp in een van afgryse, sê die Here. My volk het 2 bose dinge gedoen. Hulle het my verlaat, die fontein wat lewe gee. En hulle het vir hulle bakke uitgekap, bakke wat nie water hou nie. Gevolge van Israel se ontrou. Is Israel 'n slaaf? Hulle is mos nie gebore as slawe nie. Hoekom is hulle nou soos 'n prooi? Leeu's het hard en dreigend teen Israel gebrul. Hulle het die land verwoes. Die dorpe is nou puinhope. Niemand bly meer daar nie. Die mense uit Egipte, Memphis en Tahpanges het Israel se mag verbreek en hulle verneder. Julle die probleme oor julle self gebring, deur teen die Here te rebelleer, toe hy julle op die regte pad wou lei. Wat het dit julle gehelp om by Egipte of selfs by Assirië te gaan opsoek? Kon die waters van die Nyl of die Efrat julle dors les? Julle eie sonde sal julle straf. Julle sal sien hoe bitter dit is om ontrou aan my te lewe, om die Here julle God nie te eer nie. Dit is ek, die oppermagtige Here, die almagtige wat praat. Lank gelede het ek juk gebreek waarmee jy moes ploeg. Ek het die kettinge van slawerny van jou afgehaal. Maar jy het gesê, ek sal hom nie dien nie. Op elke heuwel en onder elke groen boom het jy jou soos 'n prostituut gedra en voor die afgode gebuig. Ek het jou geplant as 'n uitgesoekte wingerdstok, opreg gekweek. Hoe het julle dan verander in 'n wille druiwestok? Al was julle julleself ook met groot hoeveelhede seep en met die sterkste wasmiddels, dit sal nie help nie. Vir my sal al julle skuld soos vuil vlekke bly, sê die oppermagtige Here. Israel is soos 'n ontroue vrou. Hoe kan julle sê, dit is nie waar nie? Ons het nie beelde van Baal aanbid nie. Gaan kyk gerus wat julle in al julle valleie doen. Neem verantwoordelikheid vir julle doen en late. Julle tree op net soos 'n onrustige kameelkoei wat rondhardloop op soek na 'n bul. Julle tree net soos 'n wilde donkie op. As dit paartyd is, snuif sy in die wind. Wie kan haar drange beheer? Die jongste hoef nie eers na haar te soek nie. Sy hardloop agter hulle aan. Waarom loop julle agter die gode aan, totdat julle skoene deurgeloop is en julle kele brand van dors? Maar julle sê, moenie jou asem mors nie. Ons is lief vir hierdie vreemde gode, ons sal nie ophou om hulle te aanbid nie.
soos 'n dief wat betrap word en in die skande kom, so sal Israel sy konings, leiers, priesters en profete in die skande kom. Hulle sê vir 'n beeld uit hout gesny, jy is my pa, en vir 'n beeld uit klip gekap, jy is my ma. Hulle steur hulle glad nie aan my nie. Maar sodra hulle in die moeilikheid is, roep hulle, kom help ons. Hoekom vra julle nie hulp by hierdie gode wat julle gemaak het nie? As hulle kan, laat hulle julle uit die moeilikheid help. Juda, julle het net soveel gode as dorpe. Hoekom kla julle my aan? Dit is julle wat teen my in opstand kom, sê die Here. Te vergeefs het ek julle mense gestraf. Hulle het hulle nie gesteur aan vermaanings nie. Julle het julle profete afgemaai, soos leeu's 'n prooi verskeur. Israel, luister na die woord van die Here. Hy vra, is ek vir Israel soos die woestyn of 'n pikdonker land? Hoekom sê my volk, uiteindelik is ons vry, en ons wil nooit weer iets met hom te doen hê nie? Vergeet 'n meisie haar juwele? Sal 'n vrou vergeet hoe haar trourok gelyk het? Hoe kan my mense my dan daaraan een vergeet? Jy ken al die fyner kunsies om minnaars te lok. Die mees ervare prostituut kan by jou kom leer. Jou klere is bevlek met bloed van onskuldige armes. Jy maak hulle dood, selfs al het hulle nie by jou huis ingebreek nie. Tog sê jy, ek is onskuldig. Regtig, die Here kan nie vir my kwaad wees nie. Weet dit, ek gaan jou straf, juis omdat jy sê, ek het nie gesondig nie. Jy flankeer van die een na die ander om jou te help. Maar soos Assirië jou in die steek gelaat het, so sal Egipte jou ook in die steek laat. Jy sal terugkom met jou hande op jou kop en in ballingskap gaan. Want die Here het die nasies verwerp op wie jy vertrou het. Jy sal nie slaag nie, ondanks hulle hulp. Tot sover.